miljoenêr deur pyn getuister, het geloof verloor nadat hy 39 kinderoppassers in net 1 maand afgedank het. Nie een kon die leemte vul wat gelaat is deur die tragedie wat sy kinders verlam en sy huis stilgemaak het nie. Totdat 'n nuwe werknemer opdaag, sonder diplomas of beloftes, net met 'n hart wat gewillig was om te bly. Wat sy volgende doen, bring nie net beweging terug na die kinders nie, maar wek iets wat sy geld nooit sou kon koop nie, hoop. Die reën het teen die panoramiese vensters van die Herehuis in Constantia gekletter terwyl Jana vir die laaste keer deur die ingangsportaal gestap het. Haar hande het gebewe toe sy die klein tassie vashou waarin sy haastig haar persoonlike besittings geberg het. Sy was die 39ste. 39 vroue in net 30 dae. Elkeen van hulle met onberispelike geloofsbriewe, bewese ondervinding en verwysings wat op papier geskitter het. En elkeen van hulle het misluk. Die butler, meneer Hendrik, 'n man van byna 60 jaar met grys hare wat perfek gekam was, het Jana sonder 'n woord na die voordeur vergesel. Dit was nie nodig nie. Sy het reeds geweet. Almal het geweet. Daardie huis het 'n graf van onmoontlike verwagtinge geword. Toe die deur toegaan, het die stilte weer die gange van Italiaanse marmer oorheers. Adriaan de Villiers het vanuit sy studeerkamer se venster op die tweede verdieping toegekyk hoe die taxi nog 'n werknemer wegneem. Hy het geen berou gevoel nie. Hy het niks gevoel nie, behalwe die leegheid wat 6 maande gelede, daardie dag op see, in sy bors kom nes skop het. Meneer Hendrik het diskreet aan die studeerkamer deur geklop. Adriaan het nie geantwoord nie, maar die butler het in elk geval ingekom. Hy het al meer as 20 jaar vir die de Villiers familie gewerk. Hy het hierdie man geken sedert hy 'n jong, ambisieuse sakeman was, lank voor die fortuin, lank voor die tragedie. Die jongste seun van die de Villiers familie was nooit een om die tradisionele pad te volg nie. Terwyl sy broers die familie se mynboubesighede bestuur het, het Adriaan sy eie ryk in die tegnologiesektor gebou. Op 38-jarige ouderdom het sy sagteware-maatskappy die Suid-Afrikaanse finansiële mark gerevolusioneer. Hy was bekend vir sy presisie, sy analitiese verstand en sy vermoë om syfers in geleenthede te omskep. Maar niks daarvan het nou saak gemaak nie. Meneer Adriaan, die agentskap het sopas gebel. Daar is 'n kandidaat beskikbaar vir môreoggend, het Hendrik gesê, en die professionele toon gehandhaaf wat elkeen van sy woorde gekenmerk het. Adriaan het bly uitkyk deur die venster en gekyk hoe die ligte van Kaapstad aangaan soos die aand geval het. Laat haar kom, het hy met 'n eentonige stem geantwoord. Dieselfde antwoord wat hy al 39 keer van tevore gegee het. Hendrik het gehuiwer. Meneer, as ek mag, miskien is dit tyd om 'n ander benadering te oorweeg. Die kinders het die beste moontlike sorg nodig, Hendrik, het Adriaan onderbreek en uiteindelik omgedraai. Sy donker oë het 'n gewig gedra wat die butler instinktief laat terugdeins het. Laat haar in die oggend kom. Toe hy weer alleen was, het Adriaan in die leerstoel agter die mahonietafel weggesak. Op die onberispelike oppervlak was daar net 'n fotoraam wat met die gesig na onder gelê het en stapels verslae wat hy nie meer kon lees nie. Sy maatskappy het aanhou funksioneer, sy vernoot Marius het die daaglikse bedrywighede hanteer, maar Adriaan het 'n spook in sy eie lewe geword. Bo in die aangepaste kamer waar Lukas en Marcus hul dae deurgebring het, 'n verpleegster die aand se roetine voltooi. Die 2 hospitaalbeddens het die kleurvolle stapelbeddens vervang wat voorheen die ruimte gevul het. Die mure het steeds tekeninge van superhelde vertoon, maar nou het dit gelyk of dit met die werklikheid spot. 2 pediatriese rolstoele het stil langs die venster gewag. Lukas en Marcus het pas 4 jaar oud geword toe die ongeluk gebeur het. Identiese tweelinge met dieselfde bruin oë van hul ma en die donker hare van hul pa. Voorheen was hulle onmoontlik om te onderskei, altyd aan die hardloop, altyd aan die lag, altyd saam. Nou het stilte hul gemeenskaplike taal geword. Die verpleegster Tannie Marie, 'n stewige vrou wat al dekades lank kinders versorg het die komberse reggetrek en die lewenstekens nagegaan. Die seuns het na die plafon gestaar, sonder om te knip, sonder om te praat. Sy het al wiegeliedjies, speelgoed en stories probeer. Niks het 'n reaksie ontlok nie. "Nag, my engeltjies," het sy gefluister voordat sy uitgegaan het, wetende dat sy geen antwoord sou kry nie. Daardie nag het Adriaan nie geslaap nie. Hy het nooit geslaap nie. Hy het in sy studeerkamer gesit en sekuriteitskameras nagegaan, die leë gange dopgehou, die verpleegsters wat hul rondes doen, en die stil kamers waar sy seuns bestaan het, maar nie geleef het nie.
Soms het hy die laai oopgemaak waar hy die portret van Helena, sy vrou, geberg het. Hy sou vinnig na daardie stralende glimlag kyk, na die oë vol lewe en die laai weer toemaak. Dit was al wat hy kon verduur. Die oggend het aangebreek met die tipiese grys lig van 'n Kaapse winter. Hendrik het toesig gehou oor die ontbyt in die herehuis se industriële kombuis, alhoewel hy geweet het Adriaan sou nie afkom om te eet nie. Hy het nooit weer aan die eetkamertafel gaan sit nie. Die plek waar Helena elegante etes gereël het, waar die gesin op Sondag bymekaar gekom het, het net nog 'n verlate vertrek geword. Presies om 9 uur het die deurklokkie gelui. Hendrik het deur die ingangsportaal gestap, sy voetstappe wat op die koue marmer weergalm het. Toe hy die deur oopmaak, het hy 'n vrou van ongeveer 30 jaar gevind, met 'n verslete bruin woljas en 'n klein, ou stofsakkie. Daar was geen huurmotor wat by die ingang gewag het nie. Geen taxi nie. Sy het met die bus gekom en die laaste paar blokke na die herehuis gestap. Abigail Taron, het sy eenvoudig gesê en haar hand ferm uitgesteek. Maar julle kan my Abby noem. Hendrik het die eelte op haar hande opgemerk, die kort, skoon naels, die regop postuur ten spyte van haar eenvoudige klere. Daar was iets anders aan haar. Die ander kinderoppassers het in privaat motors aangekom, met handelsmerktasse en kus wat op glanspapier gedruk was. Hierdie vrou het net die noodsaaklikhede gedra. Kom binne asseblief. Is dit mevrou Abigail wat deur die agentskap gestuur is, het Hendrik gevra en die deur agter haar toegemaak. Ja, dit is ek. Abby het rondgekyk in die reuse ingangsportaal, na die kristalkandelare, die dubbele marmer trappe en die kunswerke teen die mure. Sy het geen indruk of ongemak getoon nie. Sy het net met aandagtige en rustige oë waargeneem. Hendrik het haar na die aangrensende sitkamer gelei. Wag asseblief hier. Meneer De Villiers sal u binnekort ontvang. Hy het gehuiwer voordat hy voortgegaan het. Ek moet u inlig oor die reëls van die huis. Abby het op die punt van die fluweelbank gaan sit, haar hande in haar skoot gevou en gewag. Die kinders volg 'n streng mediese protokol, het Hendrik begin en 'n papier uit die binnesak van sy baadjie gehaal. Fisioterapie om 9 uur, arbeidsterapie om 11 en sessie met die kinderpsigoloog om 3 uur die middag. Die maaltye moet gebalanseerd wees volgens die dieetkundige se aanwysings. Baddens met die hulp van die verpleegster. Medikasie op presiese tye. Meneer De Villiers gaan daagliks die sekuriteitskameras na. Enige afwyking van die protokol sal lei tot onmiddellike ontslag. Abby het net geknik. Ja, meneer. Hendrik het voortgegaan. Die kinders praat. Hulle reageer nie op verbale stimule nie. Hulle toon geen emosie nie. Die dokters beskryf die toestand as gelyktydige emosionele en fisiese verlamming. Hulle is vasgevang, beide in hul liggame en hul gedagtes. Die funksie sal wees om die verpleegsters by te staan en die terapeutiese riglyne streng te volg. Ek verstaan, het Abby met 'n kalm stem gesê. 39 professionele persone is die afgelope maand ontslaan, het die butler voortgegaan, sy stem nou sagter. Meneer De Villiers het uiters hoë standaarde. Hy duld nie foute nie. Hy duld nie afwykings nie. Hy duld nie leë beloftes nie. Ek sal geen beloftes maak nie, het Abby geantwoord en uiteindelik direk in Hendrik se oë gekyk. Ek sal net my werk doen. Iets in die eenvoud van daardie antwoord het die butler laat pauseer. Hy het die ander hoor spog oor hul revolusionêre tegnieke, hul jare se ondervinding, hul vorige suksesse. Almal het wonderwerke beloof. Almal het misluk. Hierdie vrou het niks beloof nie. Miskien sou sy juis daarom langer as 'n dag hou. Adriaan het 20 minute later die trappe afgekom. Hy was geklee in 'n onberispelike donker pak, maar die ongeskeerde baard en diep kringe onder sy oë het die gebrek aan slaap verraai. Toe hy die kamer binnekom, het Abby opgestaan. Abigail Taron, het sy gesê, hierdie keer sonder om haar hand aan te bied, net 'n respekvolle knik. Adriaan het haar met kritiese oë ondersoek. "U geloofsbriewe," het hy geëis. Abby het haar verslete tas oopgemaak en 'n dun leer uitgehaal. Binne-in was net 3 dokumente, 'n sertifikaat van voltooiing van 'n tegniese kursus in kindersorg, 'n bygewerkte inentingskaart en 2 handgeskrewe verwysingsbriewe. Geen universiteitsgrade, geen spesialisasies by bekende instellings, niks wat beïndruk het nie. Adriaan het deur die papiere geblaai met 'n uitdrukking wat al hoe harder geword het. "Die agentskap het u gestuur," het hy gevra, sy toon belaai met ongeloof.
Ja, meneer. Ek weet my kwalifikasies is nie die indrukwekkendste nie, maar ek is stiptelik toegewyd en ek volg instruksies. Waar het u voorheen gewerk? Ek het vir 5 jaar na kinders in 'n kinderhuis in Bloemfontein omgesien, het Abbey haar blik stewig gehou. Daarna het ek gesinne in moeilike situasies in die metropolitaanse gebied gehelp. Adriaan het die papiere terug op die tafel gegooi. Weet u hoeveel kinderoppassers ek hierdie maand ontslaan het? 39, meneer. En tog stuur die agentskap vir my iemand met minimale kwalifikasies. Hy het sy arms gekruis. Hoekom moet ek u 'n kans gee wat ek aan baie meer gekwalifiseerde professionele persone geweier het? U hoef nie, het Abbey eenvoudig gesê. Maar ek is hier en ek kan nou begin, as meneer my toelaat. Die direkte antwoord, sonder smekinge of argumente, het Adriaan onkant gevang. Hy was gewoond aan mense wat hom probeer beïndruk, oortuig en onmoontlike resultate beloof. Hierdie vrou het net die werklikheid aanvaar soos dit was. Het Hendrikie ingelig oor die reëls, het Adriaan gevra. Hy het. En verstaan u dat enige fout, enige afwyking, enige mislukking sal lei tot onmiddellike ontslag? Ek verstaan. Adriaan het na hierdie eenvoudige vrou gekyk, met haar verslete jas en ou tas. Deel van hom wou haar onmiddellik wegstuur. Maar 'n ander deel, 'n klein veraf deel wat nog onthou het hoe dit voel om nuuskierig te wees, wou sien wat sou gebeur. Hendrik wys haar die seun se kamer. Adriaan het omgedraai om te gaan, maar by die deur gestop. "U het tot die einde van die dag," het hy gesê sonder om terug te kyk. Abbey het die butler die marmertrappe opgevolg en gekyk na die familieportrette wat steeds die mure versier het. Adriaan en Helena op hul troudag, stralend. Adriaan, Helena en die pasgebore tweeling. Die seuns wat hul eerste tree gee. 'n Gesin wat in tyd gevries was, voordat alles ineengestort het. Toe Hendrik die deur van die aangepaste kamer oopmaak, het Abbey ingegaan en vir die eerste keer vir Lukas en Marcus gesien. Die tweeling het in rolstoele langs die venster gesit en uitgekyk sonder om regtig te sien. Hul klein lyfies het selfs kleiner gelyk in die mediese stoele. Hulle het identiese ligblou slaapklere aangehad, hul donker hare het 'n knip nodig gehad, en hul oë was leeg soos bevrore mere. Tannie Marie, die verpleegster, was besig om medikasie op 'n skinkbord te rangskik. Sy het na Abbey gekyk met 'n mengsel van jammerte en skeptisisme. Nog een, het sy gedink. Nog een wat nie eers tot middagete sal hou nie. Abbey het niks gesê nie. Sy het net haar ou tas in die hoek van die kamer neergesit, haar verslete jas uitgetrek en dit versigtig oor 'n stoel gevou. Toe, vir die eerste keer in 6 maande, het iemand daardie kamer binnegekom sonder om onmiddellik met die kinders te probeer interaksie hê, sonder om glimlagte of leë woorde van aanmoediging af te dwing. Sy het eenvoudig daar gestaan, in stilte waargeneem, en iets in die swaar lig van die kamer het, onmerkbaar, begin verander. Abbey se eerste dae in die herehuis is deur stilte gekenmerk. Sy het nie probeer om met Lukas en Marcus te praat nie. Sy het nie speletjies afgedwing nie. Sy het geen beloftes van verbetering gemaak of woorde van aanmoediging gefluister wat selfs vir volwassenes leeg geklink het nie. Sy het eenvoudig in dieselfde ruimte as hulle bestaan, soos 'n konstante en rustige teenwoordigheid. Tannie Marie het alles met agterdog dopgehou. Sy het die afgelope weke baie verskillende benaderings gesien. Daar was die kinderoppasser wat met sakke vol dieropvoedkundige speelgoed opgedaag het, oortuig dat die regte stimulie die seun sou laat reageer. Sy het 3 uur gehou. Daar was die een wat musiekterapie probeer het, gitaar gespeel en kinderliedjies te hard gesing het. Sy is voor middagete weg. Daar was die een wat aangedring het op aggressiewe fisioterapie oefeninge en gedink het sy kon fisiese vordering afdwing. Adriaan het haar persoonlik ontslaan nadat hy die stille trane in die seun se oë gesien het. Maar hierdie Abbey was anders. Sy het deur die kamer beweeg soos water om die meubels, die rolstoele, die kinders gevloei, sonder om iets te versteur. Wanneer sy komberse gevou het, het sy dit met 'n byna eerbiedige aandag gedoen, asof elke gebaar betekenis gehad het. Wanneer sy die vergete speelgoed in die hoeke van die kamer gerangskik het, het sy dit op spesifieke plekke geplaas, altyd in die kinders se sig, maar sonder om interaksie af te dwing. Op die 3de dag het Hendrik vir Abbey in die sitkamer gevind tydens haar pouse. Sy was besig om die portretrame wat die kaggel versier het, skoon te maak. Daar was ten minste 15 foto's daar, almal in gepoleerde silwer rame, almal wat oomblikke van 'n gesin wat nie meer bestaan het nie, gewys het.
Almal bedek met 'n dun laagie stof wat niemand gewaag het om aan te raak nie. Albei het 'n sagte lap vasgehou en elke raam met delikate sorg skoongemaak. Dit was nie haar werk nie. Die gewone huispersoneel het opdrag gekry om nie aan daardie portrette te raak nie. Maar daar was sy besig om die stof van elke bevrore herinnering te verwyder. Juffrou Abigail het Hendrik begin, sy stem gespanne, meneer De Villiers het spesifieke instruksies gegee oor. Ek weet, het Abby saggies onderbreek, sonder om haar werk te staak. Maar herinneringe moet nie stof vergader nie. Hulle verdien om geëer te word, nie weggesteek te word nie. Hendrik het sy mond oopgemaak om te argumenteer, maar iets in die manier waarop sy daardie portret van Helena vasgehou het hom laat pauseer. Daar was respek daarin. Nie morbiede nuuskierigheid nie, nie 'n skending van privaatheid nie. Net 'n stille erkenning dat die vrou op die foto geliefd was en steeds is. Op die 4de verdieping het Adriaan alles deur die sekuriteitskameras dopgehou. Hy het gesien hoe Abby die portrette skoonmaak. Hy het gesien hoe Hendrik haar dophou en dan terugtrek sonder om iets te sê. Hy moes woedend gewees het. Hy moes onmiddellik afgaan en haar ontslaan omdat sy implisiete opdragte verontagsaam het. Maar hy kon nie. Iets in daardie eenvoudige toneel het 'n deel van hom aangeraak wat hy 6 maande gelede begrawe het. Helena het altyd gesê dat mense wys wie hulle is in die klein gebare. Dit was in die onmerkbare besonderhede waar die ware aard geopenbaar is. Adriaan het onthou toe hy haar 10 jaar gelede by 'n tegnologiekonferensie in Stellenbosch ontmoet het. Sy was 'n pediater daar om 'n telemedisyne projek vir arm gemeenskappe aan te bied. Hy was beïndruk, nie deur die briljante aanbieding nie, maar deur die manier waarop sy in die gang gestop het om 'n kelner te help wat 'n skinkbord laat val het. Almal het net verbygeloop, maar Helena het neergekniel en gehelp om die glasskerwe op te tel, terwyl sy saggies met die verleë jong man gepraat het. Adriaan het sy oë toegemaak en die herinnering weggestoot. Hy kon homself nie toelaat om te onthou nie. Om te onthou het te veel seer gemaak. Daardie middag tydens die fisioterapie-sessie het Abby van die deur af toegekyk terwyl die terapeut, Elsa, met Lukas gewerk het. Die bewegings was meganies, tegnies, doeltreffend. Elsa het die seun se bene in spesifieke patrone beweeg, hardop getel en die vasgestelde protokol gevolg. Lukas het na die plafon gestaar, sonder om te knip, asof hy nie regtig daar was nie. Toe die sessie verby was en Elsa weg is, het Abby die kamer binnegekom. Marcus was in die stoel langs die venster in dieselfde posisie waarin hy die oggend gelos is. Lukas is terug na sy rolstoel oorgeplaas en langs sy broer geplaas. Hulle het albei uitgekyk na die uitgestrekte tuin van die eiendom, waar ou bome in die wind gewieg het. Abby het nie met hulle gepraat nie. In plaas daarvan het sy op die vloer tussen die rolstoele gaan sit, met haar rug na die venster en in dieselfde rigting as die seuns gekyk. Sy het vir lang minute daar gesit, net bestaan in dieselfde stilte wat hulle bewoon het. Daarna het sy papier en waskruit uit haar verslete tas gehaal. Sy het begin teken. Sy het nie gevra of hulle wou sien nie. Sy het nie vertel wat sy doen nie. Sy het eenvoudig geteken. 2 seuns wat hande vashou. Bo hulle het sy met sorgvuldige letters geskryf, "Julle is sterk." Toe sy klaar was, het sy opgestaan en die tekening op die bidkassie tussen die 2 hospitaalbeddens geplaas. Sy het niks daaroor gesê nie. Sy het nie aandag daarop gefestig nie. Sy het dit net daar gelos en die kamer verlaat om die kinders se aandete in die kombuis te gaan haal. Tannie Marie het minute later ingekom om die seuns se lewenstekens voor die aandete na te gaan. Sy het die tekening onmiddellik opgemerk. Sy het dit opgetel, die eenvoud van die lyne ondersoek, die woorde wat met liefde geskryf is. Sy het na Lukas en Marcus gekyk en dieselfde gebrek aan reaksie verwag wat normaal geword het. Maar iets was anders. Marcus het na die bidkassie gekyk waar die papier was. Sy oë was nie leeg nie. Hulle was gefokus. Vir die eerste keer in maande was daar iets in daardie blik behalwe leegheid. Liewe hemel, het Tannie Marie gefluister en die tekening met bewende hande vasgehou. Sy het gehardloop om Hendrik te vind, wat besig was om toesig te hou oor die aandete in die kombuis. Die kinders het gereageer, het sy uitasem gesê. Marcus het na die tekening gekyk. Hy het regtig gekyk. Hendrik het vinnig die trappe opgestap, met Tannie Marie agter hom. Toe hulle die kamer binnekom, het albei gestop. Lukas het nou ook gekyk. Nie na die bidkassie nie, maar na die deur, asof hy verwag het dat iemand sou terugkom.
Onmoontlik, het Hendrik gemompel. Abbey het teruggekeer met 'n skinkbord met die gebalanseerde aandete wat deur die kok voorberei is. Lauwarm groentesop, fyngetrekte hoender, kapokaartappels. Voedsame maar smaaklose kos bereken deur dieetkundiges maar sonder liefde. Sy het die skinkbord op die hulptafeltjie neergesit en vir die eerste keer sedert sy aangekom het, direk met die kinders gepraat. Goeienaand, Lukas. Goeienaand, Marcus. Ek het julle aandete gebring. Haar stem was sag, natuurlik, sonder die oordrewe toon wat volwassenes soms met kinders gebruik. Sy het met hulle gepraat as mense, nie as pasiënte of projekte nie. Marcus het sy kop effens in haar rigting gedraai. Dit was 'n byna onmerkbare beweging, maar dit was daar. Tannie Marie het haar hand oor haar mond gesit om 'n geluid van verbasing te demp. Abbey het geen skok of oormatige vreugde getoon nie. Sy het net vriendelik geglimlag en begin om die maaltyd voor te berei en Tannie Marie gehelp om die seuns reg te posisioneer. Gedurende die hele proses het sy saggies gemompel en haar aksies op 'n gerusstellende manier vertel. Kom ons stel jou stoel reg, Marcus. So is jy gemakliker. En jy ook, Lukas. Die sop is warm, maar nie te warm nie. Net soos dit moet wees. Daardie aand vir die eerste keer het Adriaan nie in sy studeerkamer toegesluit gebly nie. Hy het afgegaan na die sitkamer en in die leerstoel naby die kaggel gaan sit. Hendrik het hom 'n uur later daar gevind, terwyl hy stip na die skoongemaakte portretrame gestaar het. Sy het die foto skoongemaak, het Adriaan gesê, nie as 'n beskuldiging nie, maar as 'n waarneming. Ja, meneer. Ek moes haar daarvoor ontslaan het. Hoekom het u nie? Adriaan het nie dadelik geantwoord nie. Hy het sy hand oor sy moe gesig gevee en die stoppelbaard gevoel. Ek weet nie, het hy uiteindelik erken. Hendrik het in die aangrensende stoel gaan sit, 'n vrymoedigheid wat hy homself normaalweg nie sou toelaat nie, maar die oomblik het dit gelyk of dit vereis. Tannie Marie het my ingelig dat die kinders vandag gereageer het. Marcus het na 'n tekening gekyk wat juffrou Abigail gemaak het. Lukas het na die deur gekyk. Adriaan het sy oë skielik opgelig. Gereageer. Dit was subtiel, maar sy is seker. Iets het verander. Vir die eerste keer in maande het iets soos hoop in Adriaan se bors begin ontkiem. Dit was 'n klein, brose, amper pynlike gevoel. Hy het dit onmiddellik onderdruk. Hoop was gevaarlik. Hoop het tot teleurstelling gelei? En hy sou nie nog 'n teleurstelling kon verduur nie. Gaan die kameras na, het hy beveel, sy stem terug na die gewone koue toon. Ek wil presies sien wat gebeur het. Hendrik het geknik en teruggetrek. Adriaan het in die stoel gebly en na 'n spesifieke foto gekyk. Helena met die pasgebore tweeling, een in elke arm, haar gesig wat 'n geluk so suiwer uitstraal dat dit onmoontlik gelyk het dat dit werklik was. Maar dit was werklik. Dit alles was werklik, tot die oomblik wat dit opgehou het om te wees. Op die 4de verdieping het Abbey die kinders se skoon klere klaargevou. Lukas en Marcus was reeds in 'n hospitaalbeddens gereed om te slaap. Tannie Marie het al die nodige kontroles gedoen en teruggetrek. Abbey het na die venster gestap en na die ligte van die stad in die verte gekyk. Sy het aan die medaljon wat sy om haar nek gedra het, weggesteek onder haar eenvoudige blouse, geraak. Binne-in was die verslete foto van 'n glimlaggende meisie. Haar suster, Leonie. 15 jaar jonger, oë vol drome, lewe onderbreek deur 'n siekte wat die dokters nie betyds kon genees nie. 6 jaar gelede het Abbey Leonie se hand vasgehou terwyl sy heen gegaan het, magteloos om enigiets anders te doen as om teenwoordig te wees. Sedertdien het Abbey haar lewe daaraan gewy om vir ander kinders teenwoordig te wees. Sy kon Leonie nie red nie, maar sy kon haar geheue eer deur ander klein siele te help om lig in die duisternis te vind. Daarom het sy met gesinne in krisis gewerk. Daarom het sy die gevalle aanvaar wat ander professionele persone verwerp het. Daarom was sy daar in daardie stil huis met 2 gebroke kinders en 'n verpletterde pa. Sy het geen illusies gehad dat sy alles kon regmaak nie. Sy het nie in onmiddellike wonderwerke of magiese genesings geglo nie. Maar sy het in teenwoordigheid geglo. Sy het geglo dat genesing soms nie van tegnieke of protokolle kom nie, maar eenvoudig van iemand wat besluit om te bly wanneer almal anders weggaan. Abbey het omgedraai na die beddens waar Lukas en Marcus geslaap het. In die donkerte van die kamer kon sy skaars al klein vorms onder die komberse onderskei. Sy het stil nader gekom en Lukas se kombers reggetrek, wat 'n bietjie afgegly het.
Toe het sy dieselfde met Marcus gedoen. Nag, my liefies, het sy gefluister. Môre is 'n nuwe dag. En vir die eerste keer sedert die tragedie daardie huis in 'n graf verander het iemand geglo dat 'n nuwe dag regtig iets anders kon beteken. Die volgende week het subtiele veranderinge gebring wat net oplettende oë kon raak sien. Adriaan het elke aand die opnames van die sekuriteitskameras nagegaan en elke oomblik van die kinders se dag oor en oor gekyk. Hy het gesien hoe Abby ure lank op die vloer van die kamer sit en eenvoudig in stilte teken of klere vou. Hy het gesien hoe Marcus se oë af en toe haar bewegings volg. Hy het gesien hoe Lukas sy kop effens draai wanneer sy die kamer binnekom. Dit was mikroskopiese vordering, byna onsigbaar, maar dit het gebeur. Tannie Marie het Abby meer begin vertrou en haar toegelaat om te help met take wat voorheen eksklusief vir die verpleegster was. Tydens die baddens het Abby gehelp om die seuns te posisioneer met 'n sorg wat verder as die tegniese gegaan het. Sy het saggies gepraat terwyl sy gewerk het, sonder om antwoorde te verwag, en net haar stem as geselskap aangebied. Vandag gaan ons die laventelseep gebruik, het sy saggies gesê. Die reuk is so lekker. Dit sal julle heeldag lekker laat ruik. Hendrik het opgemerk dat Abby voor dagbreek wakker geword het. Soms het hy haar om 5:00 die oggend in die kombuis gekry, besig om tee te maak en by die venster uit te kyk terwyl die stad nog geslaap het. Sy het nooit gekla oor die tyd nie, nooit moegheid getoon nie. Daar was 'n kalmte in haar wat aansteeklik was, selfs vir die mees skeptiese personeellede. In die tweede week het iets onverwags gebeur. Adriaan was in 'n videokonferensie met Marius, sy vennoot, en het die maatskappy se uitbreiding na die Namibiese mark bespreek, toe Hendrik dringend aan die studeerkamer deurklop. Die uitdrukking op die butler se gesig het Adriaan die vergadering abrupt laat beëindig. Wat het gebeur, het hy gevra en vinnig opgestaan, sy hart wat van vrees geklop het. Niks slegs nie, meneer, het Hendrik hom gou verseker. Maar u moet kom kyk. Adriaan het die trappe opgehardloop na die seun se kamer. Toe hy die deur oopmaak, het hy Tannie Marie met betraande oë gevind, Elsa, die fisioterapeut, met haar hand oor haar mond in skok, en Abby wat op die vloer tussen die rolstoele gekniel het. Lukas het geglimlag. Dit was 'n klein, amper spookagtige glimlag, maar dit was daar. Abby het 'n rooi speelgoedmotor vasgehou wat sy vergete onder 'n laaikas gevind het. Dit was Lukas se gunsteling voor die ongeluk. Sy het dit nie geweet nie, sy het dit eenvoudig gevind en op die vloer naby hom neergesit. En Lukas het na die speelding gekyk en geglimlag. Adriaan het gevoel hoe sy bene swak word. Hy het teen die deurkusyn geleun, nie in staat om te verwerk wat hy sien nie. 6 maande. 6 maande van bekende terapeute, van internasionale spesialiste wat via videokonferensie geraadpleeg is, van diermediese protokolle. En hierdie eenvoudige vrou met haar verslete jas en eeltige hande het iets bereik wat al die ander nie kon regkry nie. Lukas, het Adriaan gefluister, sy stem wat gebreek het. Die seun het nie omgedraai om na sy pa te kyk nie. Die glimlag het reeds verdwyn. Maar dit het gebeur. Almal het dit gesien. Abby het stadig opgestaan en die rooi motor vasgehou. Sy het na Adriaan gekyk en respekvol geknik voordat sy teruggetrek het en die gesin daardie oomblik gegin het. Sy het instinktief verstaan dat haar teenwoordigheid, alhoewel verantwoordelik vir die verandering, nie die oomblik moes oorheers nie. Adriaan het met bewende tree na Lukas gestap. Hy het voor die rolstoel gekniel en vir die eerste keer in weke aan sy seun se gesig geraak. Hy het fisiese kontak vermy, nie in staat om die onbeweeglikheid van die seuns, die gewig van wat verlore was, te verduur nie. Maar nou het hy geraak. My seun, het hy gefluister terwyl trane uiteindelik ontsnap het. My klein Lukas. Lukas het nie gereageer nie, maar ook nie wegbeweeg nie. En vir Adriaan was dit genoeg. Dit was 'n onmoontlike begin, maar dit was 'n begin. Daardie aand het Adriaan iets gedoen wat hy maande lank nie gedoen het nie. Hy het in die eetkamer geëet. Nie saam met die kinders nie, hy was nog nie gereed daarvoor nie, maar in dieselfde vertrek waar hulle as 'n gesin bymekaar gekom het. Hendrik het die maaltyd in stilte bedien en die oomblik gerespekteer. In die middel van die ete het Adriaan vir Abby geroep. Sy het die trappe afgekom met dieselfde kalmte as altyd, haar hande aan 'n vaddoek afgevee. Sit, het Adriaan beveel en na die stoel oorkant hom gewys. Abby het gehuiwer. Dit sou nie gepas wees nie, meneer. Ek besluit wat gepas is in hierdie huis. Sit.
Sy het gehoorsaam en haar postuur regop, maar ongemaklik gehou. Adriaan het haar vir lang minute bestudeer en probeer om die raaisel voor hom te verstaan. Wat het u met my seun gedoen, het hy uiteindelik gevra. Niks, meneer. Ek het net 'n speelding naby hom gelos. 39 professionele persone het probeer om hulle met speelgoed te stimuleer. Nie een het enige reaksie gekry nie. Abby het na haar hande in haar skoot gekyk. Miskien het hulle iemand nodig gehad wat niks in ruil verwag het nie. Adriaan het sy voorkop gefrons. Al die professionele persone is gehuur om hulle te help. Ja, maar almal het met verwagtinge gekom. Met planne en protokolle en doelwitte het Abby haar oë opgelig om Adriaan se te ontmoet. Die kinders het die druk gevoel. Hulle het gevoel dat hulle moes presteer, verbeter, reggemaak word. En dit het hulle net meer laat terugtrek. En u het geen verwagtinge nie. Ek het net een, het Abby saggies gesê. Om teenwoordig te wees. Die res hang nie van my af nie. Adriaan het teruggeleun in sy stoel en daardie woorde verwerk. Sy analitiese verstand het gestry teen die eenvoud van die benadering. Sy hele lewe was gebou op doelwitte, planne, meetbare resultate. Die idee dat die antwoord net teenwoordigheid sonder verwagting kon wees, was ontstellend. Waar kom u vandaan, Abby? Sy het verbaas geknip oor die persoonlike vraag. Bloemfontein, meneer. Is die familie nog daar? Daar was 'n lang pouse voordat Abby geantwoord het. Ek het nie meer familie nie, meneer. Ek het my suster 'n paar jaar gelede verloor. Adriaan het opgemerk hoe sy onbewustelik aan die medaljon om haar nek geraak het. Hoe is sy oorlede, het hy gevra en toe spyt gekry oor die indringing. Jammer, dit is nie my saak nie. Sy het siek geword, het Abby eenvoudig gesê. Die dokters het alles probeer, maar soms is daar niks wat gedoen kan word nie. Sy moes die moeilike woord vervang, die harde waarheid versag. Sy het omring deur liefde heen gegaan. Dit was al wat ek haar kon gee. Adriaan het iets in sy bors voel toetrek. Hoe oud was sy? 15. En u het haar versorg. Tot die einde. Abby het diskrete traan afgevee wat gedreig het om te val. Ek het geleer dat teenwoordigheid die grootste geskenk is wat ons vir iemand kan gee. Nie wonderbaarlike genesings nie, nie leë beloftes nie. Net om daar te wees, onvoorwaardelik. Daarom werk u met kinders in moeilike situasies. Daarom werk ek met vergete kinders, het Abby saggies reggestel. Die wat die stelsel opgegee het, die wat die gesinne nie meer weet hoe om te bereik nie. Hulle moet net weet dat iemand genoeg omgee om te bly. Adriaan het 'n sluk wyn geneem, sy blik ver. Helena sou iets soortgelyks gesê het. Sy het altyd geglo dat medisyne oor teenwoordigheid gegaan het, nie net voorskrifte nie. Die vrou was 'n dokter, het Abby gevra, alhoewel sy reeds die antwoord geweet het uit die gesprekke wat sy tussen die personeel gehoor het. Pediater. Een van die bestes. Adriaan het hartseer geglimlag. Sy het gekies om in arm gemeenskappe te werk in plaas van winsgewende privaat klinieke. Sy het gesê rykdom word nie in geld gemeet nie, maar in lewens wat aangeraak word. Sy klink soos 'n spesiale persoon. Sy was. Adriaan se stem het gebreek. Sy was alles. Die stilte het tussen hulle ingetree, swaar, maar nie ongemaklik nie. Abby het gewag, wetende dat daar geen regte woorde was om daardie leemte te vul nie. Die ongeluk het Adriaan begin, verbaas dat hy daaroor wou praat. Ons het 'n naweek in Knysna gaan deurbring. Ons het 'n seiljag gehuur. Helena was mal oor die see. Sy het gesê die water het haar vry laat voel. Abby het net geluister, haar hande stil in haar skoot. Dit was 'n pragtige dag. Helder son, kalm see. Die seuns het reddingsbaadjies aangehad en op die dek gespeel. Helena het foto's geneem. Hy het stilgehou en diep asem gehaal. Ek was aan die stuur. Ek het nie die ander boot gesien totdat dit te laat was nie. Meneer de Villiers, het Abby saggies begin, u hoef nie. Hulle het ons getref. Adriaan het voortgegaan asof sy nie gepraat het nie, en die gif wat hom verteer het, moes uitdryf. Die impak het almal in die water gegooi. Ek kon die seuns gryp, maar Helena was vasgekeer. Ek het probeer. God weet ek het probeer. Maar ek kon haar nie red en die seuns terselfdertyd vashou nie. Trane het nou vrylik oor sy gesig geloop. Ek het die seuns gekies.
En hulle het oorleef, maar die trauma, die gebrek aan suurstof, die skok. Die dokters het gesê die verlamming was fisies en sielkundig. Hulle het gesê hulle sal dalk nooit heeltemal herstel nie. Maar hulle is besig om te herstel, het Abby ferm gesê. Lukas het vandag geglimlag. Dit is 'n begin. 'n Begin vir wat? Adriaan het bitter gelag. Sodat hulle kan onthou wat hulle verloor het. Sodat hulle sonder hul ma kan groot word. Sodat hulle my kan blameer dat ek haar nie gered het nie. Hulle blameer u nie, meneer. Hulle is kinders. Hulle moet net weet dat hul pa nog hier is. Adriaan het sy gesig met sy hande afgevee. U verstaan nie. Ek kan nie na hulle kyk sonder om te sien wat ek gedoen het nie. Sonder om haar te sien nie. Kyk dan nie na die verlede nie. Kyk nou na hulle. Abby het effens vorentoe geleun. Die seuns het u nodig. Nie die u wat voor die ongeluk was nie, maar die u wat nou bestaan, onvolmaak en gebroke. Hulle moet sien dat dit reg is om nie reg te wees nie. Adriaan het na hierdie eenvoudige vrou met haar verbuisterende wysheid gekyk. Hoe lank doen u dit al? Werk met kinders. 6 jaar. 6 jaar probeer die kinders red wat u nie kon red toe dit u suster was nie. Abby het nie aanstoot geneem aan die direkte opmerking nie. Ja. Ek kan Leonie nie terugbring nie. Maar ek kan haar lewe eer deur ander te help. Elke kind wat glimlag, elke gesin wat weer verbind, is 'n manier om haar geheel lewend te hou. Adriaan het stadig geknik. Bly, het hy uiteindelik gesê. Hou aan doen wat u doen. En as u enigiets nodig het, hulpbronne, toerusting, wat ook al, vra net. Ek het niks nodig nie, meneer. Net toestemming om voort te gaan. U het dit, het Adriaan gesê en van die tafel opgestaan. Abby het ook opgestaan, respekvol gebuig voordat sy teruggetrek het. Toe sy weg is, het Adriaan in die eetkamer gebly en na die leesstoel gekyk waar Helena gewoonlik gesit het. Vir die eerste keer sedert die ongeluk het hy nie net pyn gevoel toe hy na daardie leë ruimte gekyk het nie. Hy het iets meer gevoel. Iets klein en broos wat hy vergeet het hoe om te noem. Hoop. Die volgende weke het transformasies gebring wat net 'n maand tevore onmoontlik gelyk het. Marcus het klein geluide begin maak, byna onhoorbare fluisteringe, maar geluide? Lukas het Abby met sy oë gevolg elke keer as hy die kamer binne gekom het. Tannie Marie het gerapporteer dat die seuns beter geslaap het, met minder nagmerries wakker geword het. Elsa, die fisioterapeut, het iets buitengewoons tydens die sessies opgemerk. Die seuns se spiere het beter op die oefeninge gereageer. Daar was krag waar daar voorheen net slapheid was. Fokus waar daar voorheen net afwesigheid was. Dit is onverklaarbaar, het sy vir Adriaan tydens 'n evaluasievergadering gesê. Die neurologiese toetse toon geen beduidende veranderinge nie, maar hul gedrag weerspreek die resultate. Dit is asof iets innerliks wakker geword het. Adriaan het aandagtig geluister, terwyl hy in sy stoel in die studeerkamer gesit het. Langs hom was Marius, sy vernoot, wat daarop aangedring het om die herehuis te besoek om persoonlik die veranderinge te sien wat Adriaan vaagweg tydens hul oproepe genoem het. Marius Ferreira was 'n lang, uitbundige man, die teenoorgestelde van Adriaan in temperament. Terwyl Adriaan syfers ontleed het, het Marius met mense gewerk. Hulle was vriende sedert universiteit, toe hulle saam die maatskappy gestig het, wat hulle miljoenairs gemaak het voor hulle 30 was. Man, het Marius gesê nadat Elsa weg is, ek moet hierdie wonderwerkvrou ontmoet. 39 kinderoppassers en sy kry reg wat niemand kon regkry nie. Dit is nie 'n wonderwerk nie, het Adriaan geantwoord, maar sy stem het die gewone oortuiging ontbreek. Dit is net teenwoordigheid. Marius het gelag. Teenwoordigheid. Jy het die beste professionele persone in die land gehuur, fortuine betaal vir internasionale konsultasies, en jy sê vir my die antwoord was teenwoordigheid. Ek kan dit nie verduidelik nie, het Adriaan erken. Maar iets in haar verbind met die seuns. Kan ek haar ontmoet? Adriaan het gehuiwer en toegeknik. Hy was nuuskierig om te sien hoe Marius, altyd so pragmaties, op Abby sou reageer. Hulle het haar in die sonkamer gevind, 'n vertrek met glasvensters op die grondvloer wat 'n uitsig oor die tuin gebied het. Abby het die ruimte in 'n geïmproviseerde aktiwiteitsarea omskep. Daar was tekeninge oor die vloer versprei, waskruite in verskillende kleure, en in die middel, Lukas en Marcus in hul rolstoele. Vir die eerste keer was die stoele nie net langs mekaar geparkeer nie.
Hulle was aan teenoorgestelde kante van die kamer geplaas. En tussen hulle was 'n denkbeeldige lyn met gekleurde kleefband op die vloer getrek. Abbey het langs Marcus gekniel, haar hande saggies oor die seuns en op die wiele van die stoel geplaas. Kom nou, Marcus, het sy saggies gesê. Net een stootjie. Jy kan dit doen. Marcus het met moeite asemgehaal, sy klein arms wat van die inspanning gebewe het. Stadig, sentimeter vir sentimeter, het die stoel beweeg. Dit was 'n byna onmerkbare vordering, maar dit het gebeur. Aan die ander kant van die kamer het Lukas intens toegekyk. Sy vingers het die armleunings van sy eie stoel met verrassende krag vasgeklem. Adriaan en Marius het by die deur gestop en in stilte toegekyk. Marius het sy mond oopgemaak om te praat, maar Adriaan het 'n vinger op sy lippe geplaas en vir stilte gevra. Marcus het die middel van die kamer bereik, waar die gekleurde band die wenstreep gemerk het. Abbey het stralend geglimlag. Jy het dit gedoen, Marcus. Ek is so trots op jou. En toe het iets buitengewoons gebeur. Marcus het teruggeglimlag. Dit was nie die skaam, vlugtige glimlag wat die afgelope weke af en toe verskyn het nie. Dit was 'n opregte, breë glimlag wat sy hele gesig verlig het. Nou is dit jou beurt, Lukas, het Abbey geroep en na die ander seun gestap. Lukas het na haar gekyk, toe na sy broer wat in die middel van die kamer gewag het, en toe terug na Abbey. Sy lippe het beweeg. Geen klank het uitgekom nie, maar die beweging was daar. Hy het probeer praat. Abbey het voor hom gekniel en sy klein handjies in hare geneem. Jy hoef nie te haas nie. Wanneer jy gereed is, sal ek hier wees. Lukas het diep asemgehaal. Sy hande het die wiele van die stoel vasgeklem. En hy het gestoot. Die beweging was sterker as Marcus se. Daar was vasberadenheid daarin, gekonsentreerde wilskrag. Die stoel het in klein rukkies vorentoe beweeg, maar dit het beweeg. Lukas het gesweet, sy gesig rooi van die inspanning, maar hy het nie opgegee nie. Toe hy naby Marcus kom, het Abbey die stoele langs mekaar geplaas. Die tweeling het na mekaar gekyk, en vir 'n oomblik het iets tussen hulle deurgegaan. 'n Stille kommunikasie wat net broers deel. Marcus het sy bewende hand uitgesteek. Lukas het dieselfde gedoen. Hul vingers het geraak en toe in mekaar gevleg. Adriaan het 'n geluid laat ontsnap wat half snik, half lag was. Marius het 'n ferm hand op sy skouer geplaas, sonder woorde, net ondersteunende teenwoordigheid. Abbey het uiteindelik die twee mans by die deur opgemerk. Sy het vinnig opgestaan en haar hande aan haar voorskoot afgevee. Meneer de Villiers, jammer, ek het u nie hoor kom nie. Nee, moenie jammer wees nie, het Adriaan gesê, sy stem verstik. Wat ek sopas gesien het, was 'n vordering, het Marius voltooi en sy hand na Abbey uitgesteek. Marius Ferreira, vernoot van Adriaan en getuie van die onmoontlike. Abbey het sy hand kortliks geskit. Aangename kennis, meneer Ferreira. Die seuns werk hard. Werk, het Marius herhaal en na die tweeling gekyk wat steeds hande vasgehou het. Dit lyk nog veel meer as werk. Hulle wou mekaar bereik, het Abbey eenvoudig verduidelik. So ons het hulle 'n rede gegee om te probeer. Adriaan het na sy seuns gestap en voor hulle gekniel. Lukas en Marcus het na hom gekyk met oë wat, vir die eerste keer in maande, gelyk het of dit hom regtig sien. Ek is trots op julle, het Adriaan gefluister en albei se gesigte aangeraak. So trots. Marcus het iets gefluister. Dit was te sag vir Adriaan om te verstaan. Hy het nader geleun. Wat was dit, my seun? Marcus het weer probeer, sy stem swak maar vasberade. Pa. Die woord het Adriaan soos 'n bliksemslag getref. Pa. Hy het daardie woord 6 maande lank nie gehoor nie. Hy het gedink hy sou dit nooit weer hoor nie. Trane het vrylik oor sy gesig geloop terwyl hy albei seuns omhels het, versigtig om hulle nie seer te maak nie, maar nie in staat om homself te bedwing nie. Marius het omgedraai en diskreet sy eie oë afgevee. Abbey het in die hoek van die kamer gebly en die gesinshereniging met 'n rustige glimlag dopgehou. Dit was nie haar oomblik nie. Dit was hulle sin. Later, terwyl die seuns se middagslaapie geneem het na die oggend se inspanning, het Marius met Adriaan op die stoep gesels. Die sagte briesie van Kaapstad het die reuk van naderende reën gebring. Sy is spesiaal, het Marius gesê en 'n sluk koffie geneem. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, maar daar is iets in haar wat verder gaan as opleiding of tegniek. Sy het haar suster verloor, het Adriaan vertel.
Sy het haar tot die einde versorg. Ek dink dit het haar iets geleer wat geen kursus kon leer nie. Empatie gebore uit pyn, het Marius gereflekteer. Dit is die diepste van almal. Adriaan het geknik en na die tuin gekyk waar tuinier stil gewerk het. Helena sou van haar gehou het. Ek dink so, het Marius saamgestem. Hy het gehuiwer voordat hy voortgegaan het. Adriaan, kan ek 'n onbeskofte vraag vra? Jy kan. Hanteer jy alles goed? Met die seuns wat beter word, met die herinneringe wat dit moet terugbring. Adriaan het tyd geneem om te antwoord. Ek weet nie. Deel van my is eufories. Om my seuns te sien terugkeer na die lewe is meer as wat ek kon gehoop het. Maar 'n ander deel voel skuldig. Skuldig? Omdat ek gelukkig is terwyl Helena nie hier is om dit te sien nie. Omdat ek hoop begin voel terwyl sy nie daardie kans gehad het nie. Adriaan het stilgehou. Sy moes hier gewees het. Sy moes die getuie van hierdie herstel gewees het, nie ek nie. Sy sien dit, het Marius saggies gesê. En ek is seker sy is trots op beide die seuns en op jou. Adriaan het nie geantwoord nie. Hy was nie 'n godsdienstige man nie, was nooit nie. Maar op daardie oomblik wou hy desperaat glo dat Marius reg was. Daardie middag het Tannie Marie vir Abbey in die seuns se kamer gesoek. Die verpleegster het 'n bekommerde uitdrukking gedra wat Abbey laat pauseer het in die middel van skoon klere vou. Ek moet jou iets vertel, het Tannie Marie begin en die deur toegemaak. Ek het gehoor hoe meneer De Villiers met sy vernoot praat. Hy oorweeg dit om 'n span professionele gesertifiseerde versorgers in te bring. Spesialiste van Johannesburg en selfs oorsee. Abbey het aangehou vou, haar hande het nie gebewe nie. Hy het daardie reg, sy seuns verdien die beste. Maar jy doen wat niemand anders kon doen nie, het Tannie Marie geprotesteer. Die seuns vertrou jou? Miskien het hulle meer nodig as wat ek kan bied, het Abbey kalm gesê. As beter professionele persone hulle meer kan help, dan is dit wat moet gebeur. Tannie Marie het die jonger vrou bestudeer. Gaan jy nie veg om te bly nie? Abbey het uiteindelik opgehou vou en na die verpleegster gekyk. My werk het nooit oor my gegaan nie, Tannie Marie. Dit was altyd oor die kinders. As my vertrek beter is vir Lukas en Marcus, dan sal ek gaan. Maar die verpleegster se hart het saamgetrek toe sy die diskrete hartseer in Abbey se oë sien. Dit was duidelik dat sy diep vir die seuns omgegee het. En dit was duidelik dat die idee om hulle te verlaat seer gemaak het. Daardie aand terwyl sy Lukas en Marcus in die bed gesit het, het Abbey saggies gesing. Dit was 'n liedjie wat haar ma vir haar en Leonie gesing het toe hulle klein was. 'n Eenvoudige melodie oor sterre en drome. Marcus het gegaap, sy oë wat stadig toegegaan het. Lukas het een van Abbey se vingers vasgehou en geweier om te los, selfs terwyl die slaap hom getrek het. Ek sal hier wees as jy wakker word, het Abbey beloof, alhoewel sy nie geweet het hoe lank daardie belofte nog waar sou wees nie. Vanuit die gang het Adriaan deur die oop deur toegekyk. Hy het die liedjie gehoor, die teerheid gesien waarmee sy sy seuns behandel het, en iets binne hom voel verander. Dit was nie net dankbaarheid nie. Dit was iets dieper, meer skrikwekkend. Erkenning. Adriaan se besluit is geneem tydens 'n vergadering met Elsa en 'n internasionaal bekende mediese konsultant wat per videokonferensie ingeroep is. Hendrik Venter, 'n pediatriese neuroloog gebaseer in Boston, het al die verslae en beeldmateriaal van die seuns se vordering nagegaan. Dit is merkwaardig, het Venter gesê, sy gepikuleerde beeld op die groot skerm in Adriaan se studeerkamer. Maar sulke vordering vereis 'n meer robuuste professionele struktuur. Ek beveel 'n volledige multidissiplinêre span aan. Neuroloog, fisioterapeut, arbeidsterapeut, kinderpsigoloog, almal wat saamwerk onder konstante mediese toesig. Adriaan het geknik en notas gemaak. Koste is nie 'n probleem nie. Ek verstaan. Ek kan uitstekende professionele persone aanbeveel. Sommige is selfs beskikbaar vir tydelike verplasing na Suid-Afrika. Nadat die oproep geëindig het, het Adriaan alleen in sy studeerkamer agtergebly. Die besluit het logies sin gemaak. Dit was die volgende rasionele stap. Abbey was nuttig, buitengewoon nuttig, maar nuttig was nie gekwalifiseerd nie. Die seuns se vordering kon nie net van hoop en teenwoordigheid afhang nie. Dit het wetenskaplike struktuur, bewese protokolle en gesertifiseerde kundigheid nodig gehad. Maar toe hy daaraan dink om Abbey te ontslaan, het iets binne hom geprotesteer. Dit was nie net dankbaarheid nie.
Dit was die vrees dat die seun sonder haar sou terugval. Dit was die herinnering aan Markus wat vir die eerste keer in maande pa haar gesê het. Dit was Lukas wat haar vinger vasgehou het terwyl hy aan die slaap geraak het. Adriaan het die telefoon opgetel en vir Marius gebel. Ek oorweeg dit om 'n volledige professionele span in te bring, het hy sonder omhaal gesê toe Marius antwoord. Daar was 'n pouse aan die ander kant van die lyn. En Abby. Sy het bewonderenswaardige werk gedoen, maar dit kan net op hoop gebaseer bly nie. Die seuns het regte professionele sorg nodig. Adriaan, het Marius versigtig begin, jy het haar resultate gesien. 39 professionele persone het misluk. Sy het geslaag. Sy het 'n aanvanklike vordering bewerkstellig. Maar vir kontinuïteit het ek waarborge nodig wat net gesertifiseerde kundigheid kan bied. Of jy is bang. Bang vir wat? Dat sy werk. Dat die seuns regtig beter word. Dat jy sal moet terugkeer na die lewe in plaas van om net te bestaan. Adriaan was stil en het die telefoon styf vasgeklem. Dink mooi voordat jy iets doen wat jou kinders kan benadeel net omdat jy nie hoop kan hanteer nie, het Marius saggies gesê voordat hy afgelei het. Adriaan het die telefoon op die tafel neergesit en sy gesig in sy hande begrawe. Marius was reg, hy was bang. Bang om te glo dat dinge kon verbeter, want verbetering het beteken om aan te beweeg. En om aan te beweeg het soos 'n verraad teenoor Helena gevoel. 2 dae later was Abby in die kombuis besig om die seuns se middagete voor te berei toe sy stemme in die gang hoor. Sy het Adriaan se stem herken, maar daar was ook ander stemme. Manlik en vroulik wat in 'n professionele toon oor protokolle en skedules gepraat het. Hendrik het die kombuis binnegekom, sy uitdrukking somber. Juffrou Abigail, meneer De Villiers het 'n vergadering belê. Hy wil hê u moet teenwoordig wees. Abby het haar hande afgevee en die butler na die sitkamer gevolg. Daar het sy Adriaan in sy stoel gevind en 3 mense wat sy nie geken het nie. 'n Vrou van ongeveer 50 met 'n leesbril wat om haar nek gehang het, 'n jonger man met 'n leerakte tas en 'n vrou met 'n tablet. Dit is Abigail Taron, het Adriaan formeel voorgestel. Sy het die afgelope paar weke met Lukas en Markus gewerk. Die ouer vrou het haar hand uitgesteek. Tersisan Malan, pediatriese neuroloog. Dit is my kollegas, de Pieter Naute, fisioterapeut, en der Anja Visser, kinderpsigoloog. Ons vorm 'n multidissiplinêre span wat spesialiseer in komplekse gevalle van kindertrauma. Abby het elkeen se hand geskud, haar maag wat saamgetrek het. Sy het geweet wat volgende kom, ons is gehuur om die volledige behandeling van Lukas en Markus oor te neem, het Dermalan voortgegaan. Meneer De Villiers het ons ingelig oor die merkwaardige vordering wat u behaal het. Geluk met die werk. Dankie, het Abby kalm gesê. Adriaan het sy keel skoongemaak. Abby, u het buitengewone werk gedoen. Die seuns het op maniere op u gereageer wat ek nie meer moontlik geag het nie. Maar nou het hulle 'n meer omvattende professionele struktuur nodig. 'n Gesertifiseerde span wat die kontinuïteit van vordering kan waarborg gebaseer op bewese wetenskaplike protokolle. Ek verstaan, meneer. U sal as assistent aangehou word, het Adriaan voortgegaan en vir my om direk na haar te kyk. U sal onder toesig van die span werk en help soos nodig. Natuurlik, meneer, het Abby gesê, alhoewel albei geweet het dit is nie wat sou gebeur nie. Die span sou nie 'n ongekwalifiseerde assistent nodig hê nie. Dit was 'n vriendelike afskeid, verpak in beleefde woorde. Ons wil graag u roetine met die kinders waarneem voordat ons protokolle implementeer, het Renaud gesê. Kan u ons wys hoe u met hulle werk? Abby het die span na die kamer gelei waar Lukas en Markus na die oggendse fisioterapie gerus het. Die seuns het nuuskierig na die vreemdelinge gekyk, hul lyfies wat effens gespanne geraak het. Sy het nader aan die rolstoele gekom en tussen hulle gekniel. Goeiemôre, my liefies. Dit is 'n paar baie slim dokters wat julle gaan help om nog sterker te word. Markus het na haar gekyk, toe na die vreemdelinge en toe terug na haar. Sy onderlip het effens gebewe. Dit is reg, het Abby saggies verseker en sy hand aangeraak. Ek is hier. Dermalan het notas op haar tablet gemaak. Merkwaardig? Hulle vertrou haar duidelik. Adriaan het van die deur af toegekyk, sy hande in sy sakke, uitdrukking ondeurdringbaar. Gedurende die volgende uur het Abby haar roetine gedemonstreer. Die rolstoelrussies wat sy in speletjies omskep het. Die tekeninge wat sy strategies gelos het vir die seuns om te vind.
Die manier waarop sy saggies gesing het tydens alledaagse aktiwiteite. Alles het eenvoudig gelyk, byna simplisties in vergelyking met die komplekse protokolle wat die mediese span in gedagte gehad het. Interessant, het de Visser opgemerk. Baie informele benadering. Min struktuur. Maar die resultate spreek vanself. Toe die waarneming verby was, het Adriaan gevra om privaat met Abby te praat. Hulle het na die biblioteek gegaan, 'n vertrek waar Abby nog nooit was nie. Die mure was van vloer tot plafon met boeke uitgevoer, baie daarvan oor tegnologie en besigheid, maar ook 'n hele afdeling kinderboeke wat Helena versamel het. "U verstaan hoekom ek dit moet doen," het Adriaan begin en uiteindelik na haar gekyk. "Ek verstaan, meneer. U seuns verdien die beste. U het hulle gehelp op maniere wat ek nie kan verduidelik nie. Maar hulle het nou meer nodig. Hulle het professionele persone nodig wat meetbare vordering met bewese wetenskaplike protokolle kan waarborg," het Abby sy woorde aangehaal. "Ek het gehoor, meneer." Adriaan het sy hand deur sy hare gevee, gefrustreerd. "So hoekom voel dit asof ek 'n fout maak?" "Omdat meneer bang is," het Abby saggies gesê. "Bang dat die seuns regtig sal verbeter en meneer weer sal moet lewe." Adriaan het teruggedeins asof hy geslaan is. "U weet niks van my nie. Ek weet meneer kruip in hierdie studeerkamer weg omdat dit makliker is om kameras na te gaan as om teenwoordig te wees by u seuns. Ek weet meneer vermy hul blik omdat u Helena in hulle sien. Ek weet meneer is so vasgevang in wat u verloor het dat u nie kan sien wat u nog het nie." Sy stem het yskoud uitgekom. "U is ontslaan. Pak u goed en wees weg teen die einde van die dag." Abby het kalm geknik. "Soos u wil, meneer. Kan ek van die kinders afskeid neem?" "Nee. Dit sal so makliker wees. Die span begin môre en ek wil hulle nie met afskeide verwar nie." Abby het omgedraai om te gaan, maar by die deur gestop. "Meneer de Villiers, u seuns het nie perfekte protokolle nodig nie. Hulle het hul pa nodig. Nie die wetenskaplike weergawes van liefde wat u hier om werklike teenwoordigheid te vervang nie." "Gaan," het Adriaan beveel, sy stem wat gebewe het van ingehoue woede. Abby is uit. Sy het opgegaan na die kamer wat sy die afgelope weke bewoon het, 'n klein maar gerieflike syte langs die seuns se kamer. Sy het begin om haar verslete tas te pak en elke kledingstuk met dieselfde sorg gevou wat sy altyd getoon het. Tannie Marie het haar so gevind met stille trane wat oor haar gesig geloop het terwyl sy haar paar besittings weggepak het. "Nee," het die verpleegster gefluister. "Hy kan dit nie doen nie." "Hy kan en hy doen," het Abby gesê en haar gesig afgevee. "Dit is sy keuse. Maar die seuns, hulle sal reg wees. Hulle is sterk. Hulle sal jou mis. Hulle sal dink jy het hulle verlaat." Abby het stilgehou, daardie woorde het haar met krag getref. Sy het nie daaraan gedink nie. Vir Lukas en Markus, wat reeds soveel verloor het, sou haar vertrek nog 'n verlating wees. Nog 'n bewys dat die mense wat hulle liefhet, verdwyn. "Ek moet hulle sien," het Abby skielik gesê. "Net vir 'n oomblik. Om behoorlik afskeid te neem. Meneer de Villiers het dit verbied. Dan hoef hy nie te weet nie." Tannie Marie het gehuiwer en toegeknik. Die nuwe span het 'n vergadering met hom in die studeerkamer. "Jy het miskien 10 minute." Abby het stil die trappe afgegaan en die seuns se kamer binne gegaan. Lukas en Markus was in hul stoele naby die venster en het die tuin dopgehou waar tuiniersrose gesnoei het. Toe die deur oopgaan, het albei onmiddellik omgedraai, hul gesigte wat verlig het toe hulle haar sien. Abby het tussen hulle gekniel en elkeen se hand geneem. Sy moes woorde vind wat die onverklaarbare vir 4-jarige verstande kon verduidelik. "My liefies," het sy begin, haar stem verstik, "ek moet vir 'n rukkie weggaan." Markus se glimlag het verdwyn. Lukas het haar hand met verrassende krag vasgeklem. "Maar ek wil hê julle moet weet dit is nie omdat ek julle nie liefhet nie. Ek is baie lief vir julle. Julle is die dapperste seuns wat ek nog ooit ontmoet het." Sy het 'n traan afgevee. "Julle gaan baie goeie dokters hê wat nou na julle omsien. Hulle sal julle help om nog sterker te word." "Nee," het Markus gefluister, die woord wat vir die eerste keer duidelik uitgekom het. "Moenie gaan nie." Abby se hart het gebreek. "Ek moet my liefie. Maar ek sal julle altyd onthou. En ek wil hê julle moet een baie belangrike ding onthou.
Lukas het na haar gekyk met oë vol ongestorte trane. Julle is sterk. Julle kan dit doen. En julle pa is baie lief vir julle, selfs wanneer hy nie weet hoe om dit te wys nie. Sy het elkeen se voorkop gesoen, hul gesigte, hul reuke gememoriseer, alles wat sy kon bewaar. Toe het sy opgestaan en uitgegaan voordat haar moed haar verlaat het. Lukas en Markus het na die toe deur bly staar en stadig verstaan dat sy nie sou terugkom nie. En vir die eerste keer sedert die ongeluk het albei begin huil. Nie stille trane nie, maar harde, desperate snikke wat deur die gange van die Herehuis weergalm het. Die seun se gehuil het die vergadering in die studeerkamer onderbreek. Adriaan het skielik opgestaan, sy hart wat geklop het. In die 6 maande sedert die ongeluk het hy baie geluide uit daardie kamer gehoor. Meestal stilte. Soms gekreun tydens nagmerries. Maar nooit so 'n gehuil nie, so hard, so desperaat, so lewendig. Hy het die trappe opgehardloop, die mediese span agter hom. Toe hy die kamerdeur oopmaak, het hy Lukas en Markus in hul stoele gevind, trane wat oor hul gesigte geloop het, klein lyfies wat van die snikke gebewe het. Tannie Marie het probeer om hulle te troos, maar die seuns het nie gereageer nie. Hulle het net gehuil en na die deur gekyk, asof hulle verwag het dat iemand sou terugkom. Wat het gebeur, het Adriaan geëis en voor sy seuns gekniel. Hulle het juffrou Abigail gesien, het Tannie Marie erken, skuld duidelik in haar stem. Sy het kom afskeid neem. Ek het haar beveel om dit nie te doen nie, het Adriaan gebrul. En ek het ongehoorsaam gewees, meneer, het die verpleegster ferm gesê. Die kinders het 'n afskeid verdien. Adriaan het na sy huilende seuns gekyk, regtig huilend, en iets binne hom het gebreek. Dit was nie woede nie. Dit was begrip. Hulle het nie gehuil omdat hulle fisiese pyn gehad het nie. Hulle het gehuil omdat hulle gevoel het. Vir die eerste keer in maande het hulle werklike, diep, onmiskenbare emosie uitgedruk. Hulle is terug, het hy gefluister en hul nat gesigte aangeraak. My seuns is terug. Termalan het gefassineerd toegekyk. Merkwaardig? Hulle toon volle emosionele vermoë. Dit is 'n buitengewone deurbraak. Maar Adriaan het haar skaars gehoor. Hy het albei seuns omhels en hulle toegelaat om op sy skouers te huil en homself uiteindelik toegelaat om ten volle vir hulle teenwoordig te wees. Dis reg, het hy gefluister. Papa is hier. Papa is hier. Nadat die snikke bedaar het tot sagter snikke, het Adriaan na Tannie Marie gekyk. Waar is sy nou? Besig om haar goed te pak, meneer. Sy moet amper klaar wees. Adriaan het opgestaan, sy besluit duidelik. Bly by hulle, het hy die mediese span beveel. Ek is nou terug. Hy het albei by die voordeur gekry, tas in die hand, en gewag vir die taxi wat Hendrik gebel het. Die reën het begin, fyn, koue moetreën tipies van Kaapstad. Sy het haar verslete jas aangetree en na die nat straat gekyk, terwyl sy gewag het. Stop, het Adriaan gesê en vinnig die laaste trappe afgekom. Albei het verbaas omgedraai. Meneer de Villiers, u hoef nie. Ek was verkeerd, het hy haar onderbreek. Oor alles. Oor wat my seuns nodig het. Oor wat ek nodig het. Meneer. Hulle het gehuil, het Adriaan gesê, sy stem wat gebreek het. Vir die eerste keer in 6 maande het hulle regtig gehuil. Hulle het iets so diep gevoel dat hulle dit nie kon inhou nie. En dit was omdat jy weg is. Albei het die tas op die vloer neergesit, haar oë betraand. Jy was nie net besig om hulle te genees nie, het Adriaan voortgegaan en nader gekom. Jy was ook besig om my te genees. My gedwing om te sien dat wegkruip in protokolle en gesertifiseerde professionele persone net nog 'n manier was om te vlug. Om nie regtig teenwoordig te hoef te wees nie. Die seuns het net u nodig, het albei saggies gesê. Net u, onvolmaak en gebroke soos u is. Hulle het ons albei nodig, het Adriaan reggestel. Hulle het jou nodig, albei. En hy het gehuiwer, rou kwesbaarheid op sy gesig, ek dink ek het jou ook nodig. Die taxi het by die ingang getoet. Albei het na die motor gekyk, toe na Adriaan, en toe na die herehuis waar 2 kinders haar nodig gehad het. Kanselleer die taxi, het sy uiteindelik gesê. Die verligting wat Adriaan se gesig oorstroom het, was tasbaar. Hy het haar tas opgetel en haar terug na binne gelei. Hendrik het van die deur af toegekyk met 'n diskrete glimlag, die eerste opregte glimlag wat hy homself in maande toegelaat het. Toe albei die seuns se kamer binnekom, het Lukas en Markus onmiddellik gereageer.
Hul gesigte het verlig, arms wat in haar rigting uitgestrek het. Sy het gehardloop en hulle omhels, al 3 wat nou gehuil het, maar dit was trane van verligting, van hereniging, van hoop. Jammer, het Abai gefluister. Ek gaan nie weer weggaan nie. Ek beloof. Adriaan het van die deur af toegekyk, die mediese span langs hom. Malan het waarnemings op haar tablet aangeteken, maar daar was nou iets anders in haar uitdrukking. Minder klinies, meer menslik. Meneer De Villiers, het sy saggies gesê, ek dink ek verstaan nou hoekom al die ander misluk het. Hulle het probeer genees met tegniek. Sy genees met teenwoordigheid. En dit, sy het na Abai mediseuns gekyk, is iets wat geen protokol kan herhaal nie. So wat beveel julle aan, het Adriaan gevra. Dat sy bly, het Renate gesê. Dat sy aanhou doen wat sy gedoen het. En ons sal om haar werk aanvul met mediese ondersteuning wanneer nodig. Is julle bereid om dit te doen? As ons wil hê hierdie kinders moet aanhou verbeter, het ons geen keuse nie, het De Visser gesê. Sy het iets wat ons nie het nie. Hulle vertroue. En in gevalle van trauma is vertroue net so belangrik soos enige terapie. Adriaan het geknik en vir die eerste keer gevoel dat hy die regte besluit geneem het. Die volgende dae het 'n nuwe dinamika gebring. Die mediese span het protokolle geïmplementeer, maar altyd in oorleg met Abai en altyd met respek vir die band wat sy mediseuns gebou het. Elsa, die oorspronklike fisioterapeut, het saam met Renate gewerk. Tannie Marie het met Malan gekoördineer. En Abai het in die middel van alles gebly, die konstante wat die seuns die sekuriteit gegee het om te probeer. En hulle het probeer. Liewe hemel, hoe hulle probeer het. Lukas het meer begin praat, eers geïsoleerde woorde, toe kortsinne. Marcus het hom gevolg, sy stem sagter maar ewe vasberade. Die fisioterapie sessies het geïntensifieer en die seuns het bo alle mediese verwagtinge gereageer. Daar is geen neurologiese verklaring vir hierdie vordering nie, het Malan tydens 'n weeklikse hersiening erken. Die toetse toon 'n mate van verbetering, maar nie genoeg om die gedragsprong te regverdig nie. Dit is asof hul wilskrag hul fisiese beperkings oorkom. Wilskrag word in die medisyne onderskat, het Adriaan opgemerk en by die venster uitgekyk na die tuin waar Abai nog 'n rolstoelrussies gereël het. Dit is iets wat nie in toetse gemeet kan word nie, maar dit is nietemin werklik. 2 weke na Abai se byna vertrek het iets buitengewoons gebeur. Dit was 'n Saterdagoggend, die son wat uiteindelik deur die aanhoudende wolke van Kaapstad gebreek het. Adriaan was in sy studeerkamer, maar vir die eerste keer in maande het hy nie kameras of besigheidsverslae nagegaan nie. Hy het na ou foto's gekyk en homself toegelaat om sonder verlammende pyn te onthou. Abai het sonder om te klop ingekom, iets wat sy normaalweg nooit sou doen nie. Haar gesig was bleek, haar oë groot. Meneer De Villiers, u moet kom nou. Adriaan het agter haar aangehardloop, sy hart wat van vrees geklop het. Toe hy by die seuns se kamer kom, het hy die hele mediese span daar gevind. Tannie Marie met haar hande oor haar mond. Hendrik met trane in sy oë. En in die middel van die kamer iets onmoontlik. Lukas het gestaan. Nie in 'n rolstoel nie. Nie ondersteun deur toerusting nie. Staande met ortopediese stitte aan sy bene en vasgehou aan die parallelle stawe wat Renate vir terapie geïnstalleer het. Sy gesig was rooi van inspanning, sweet wat afgeloop het, maar hy het gestaan. Marcus was langsaan, steeds in sy stoel, maar met sy hande ook aan die stawe en probeer om homself op te trek. Pa, het Lukas gesê, sy stem vir die eerste keer duidelik. Kyk. Adriaan het stadig gestap, amper in 'n beswyming. Hy het voor sy seun gekniel en sy gesig met bewende hande aangeraak. Hoe? Abai het gehelp, het Lukas verduidelik. Ons het geoefen. Elke aand. Geheim. Abai was in die hoek, trane wat vrylik geloop het. Hulle wou jou verras? Ons het 'n week gelede begin, net 'n paar sekondes op 'n slag. Ek het nie geweet hulle sou dit vandag regkry nie. Adriaan het na haar gekyk, toe na sy seun wat gestaan het, en toe na Marcus wat vasbeslote was om by sy broer aan te sluit. Iets binne hom, iets wat 6 maande gelede begrawe is, het uiteindelik herrys. Dit was hoop. Ware hoop, nie die brose, bang weergawe wat hy voorheen gevoel het nie, maar soliede hoop, gegrond op die onmoontlike wat voor sy oë gebeur het. Hy het Lukas omhels, versigtig om hom nie uit balans te bring nie. Toe het hy na Marcus gedraai en hom gehelp om ook op te staan.
Met ondersteuning aan die een kant en Abby aan die ander kant, het Marcus daarin geslaag om langs sy broer te staan. Die tweeling het na mekaar gekyk, vir die eerste keer sedert die ongeluk staande en geglimlag. Nie skaam of huiwerige glimlagte nie, maar breë, opregte glimlagte van pure vreugde. Die kamer het in applaus uitgebars. Tannie Marie het openlik gehuil. Hendrik het diskreet sy oë afgevee. Die mediese span het foto's geneem en woesnotas gemaak. En Adriaan, vir die eerste keer sedert hy Helena verloor het homself toegelaat om nie net pyn te voel as hy na sy seuns kyk nie, maar ook geweldige trots en onmiskenbare liefde. Daardie aand het iets gebeur wat 6 maande lank nie gebeur het nie. Die gesin het saam geëet. Adriaan het Hendrik aangesê om die tafel in die eetkamer te dek, nie die formele tafel waar hulle gewoonlik gaste ontvang het nie, maar die kleiner tafel in die ontbytkamer, waar hulle gewoonlik informele etes geniet het. Lukas en Marcus is in aangepaste stoele geplaas, maar hulle was aan tafel, weer deel van die gesin. Abby het gehuiwer toe Adriaan daarop aangedring het dat sy ook aansluit. Dit sou nie gepas wees nie, meneer. Abby, het Adriaan ferm gesê, jy is nou deel van hierdie gesin. Sit. Sy het gehoorsaam en tussen die seuns gaan sit. Die maaltyd was eenvoudig, voorberei deur die kok, maar bedien deur Hendrik met spesiale seremonie. Geroosterde hoender, rys, boontjies, slaai. Tuisgemaakte trooskos, Suid-Afrikaanse kos. Lukas het probeer om die vurk alleen vas te hou. Sy hande het gebewe, maar hy het probeer. Marcus het hom dopgehou en dieselfde gedoen. Albei het daarin geslaag om kos sonder hulp na hul monde te bring, 'n prestasie wat 6 maande gelede onmoontlik gelyk het. Adriaan het sy seuns dopgehou, hulle regtig gesien, vir die eerste keer in 'n lang tyd. Hy het nie die kinders gesien wat deur trauma gebreek is nie, maar die sterk seuns wat hulself stuk vir stuk herbou het. Helena sou trots gewees het hy skielik gesê, en homself verbaas deur hardop oor haar te praat. Lukas en Marcus het na hom gekyk. Mama, het Marcus gesê en die woord getoets. Ja, het Adriaan bevestig, sy stem verstik maar ferm. Julle mamma sou so trots op julle gewees het. So trots op hoe dapper en sterk julle is. 3 maande het verloop sedert daardie aand. 3 maande van konstante vordering, van klein oorwinnings wat opgebou het tot 'n onmoontlike transformasie. Lukas en Marcus het nou met ortopediese stitte geloop, hul tree nog onseker maar vasberade. Hulle het in volsinne gepraat, gereeld gelag en af en toe beklei soos normale broers. Die herrehuis het ook verander. Dit was nie meer die stil graf wat Adriaan na die tragedie geskep het nie. Musiek het in die gange gespeel. Gelag het uit die tuin weergalm waar die seuns onder toesig gespeel het. Die swaar gordyne is oopgemaak en het sonlig die vertrekke laat oorstroom wat in skaduwees gebly het. Adriaan het ook verander. Hy het weer gereeld begin werk, maar homself nie meer in die studeerkamer begrawe nie. Hy het elke aand saam met sy seuns geëet. Hy het vir hulle gelees voor slaaptyd. Hy was teenwoordig op maniere wat hy voorheen nie kon wees nie, toe die spook van Helena hom verlam het. Abby het gebly nie meer as 'n werknemer nie, maar as iets ongedefinieerd en noodsaaklik. Sy was deel van die daaglikse roetine, die konstante wat die seuns sekuriteit gegee het. Maar sy was ook meer as dit, alhoewel niemand openlik gepraat het oor presies wat sy beteken het nie. Adriaan het klein dingetjies begin opmerk. Hoe sy hart vinniger geklop het as hy haar vir die seuns hoor sing het. Hoe hy instinktief na haar gesoek het as hy 'n kamer binnegekom het. Hoe eenvoudige gesprekke met haar oor die seuns se dag ure lank aangehou het en ontwikkel het tot gesprekke oor alles en niks. Marius het dit tydens 'n besoek opgemerk. Jy is verlief op haar, het hy sonder omhaal gesê terwyl hulle koffie op die stoep gedrink het. Adriaan het amper verstik. Wat? Nee. Sy is sy werk hier. Sy is die rede waarom jou seuns weer lewe. En het Marius sy vriend met 'n kennersblik dopgehou, die rede waarom jy ook weer lewe. Adriaan het nie geantwoord nie, maar ook nie ontken nie. Helena sou nie kwaad gewees het nie, jy weet, het Marius saggies voortgegaan. Sy was lief vir jou. Sy wou jou geluk hê. En ek weet sy sou Abby liefgehad het omdat sy julle gered het. Ek kan nie net aangaan asof sy nooit bestaan het nie. Om aan te beweeg beteken nie om te vergeet nie. Dit beteken om haar geheue te eer deur voluit te lewe, nie net te bestaan nie. Helena sou dit gehaat het om te sien hoe jy jouself ewig straf.
Adriaan het geweet Marius was reg, maar om te weet en te voel was verskillende dinge. Om aangetrokke tot Abby te voel, het soos 'n verraad gevoel, selfs terwyl hy die logiese absurditeit van daardie gedagte erken het. Daardie middag het iets gebeur wat alles na die oppervlak gedwing het. Adriaan was in sy studeerkamer toe hy opgewonde stemme uit die tuin hoor. Hy het by die venster uitgekyk en Lukas en Markus sien loop. Nie met ortopediese stitte nie. Net loop op mekaar leun, maar sonder meganiese ondersteuning loop. Hy het die trappe afgehardloop, deur die huis en die tuin ingestorm. Die seuns het hul pa gesien en geglimlag en mekaar se ondersteuning losgelaat om onafhanklik in sy rigting te stap. Hul tree was lomp en het af en toe gestruikel, maar dit was regte tree. Pa, het Lukas geskree, ons loop. Adriaan het op sy knieë geval toe hulle hom bereik het en albei met krag omhels. Onmoontlik, het hy teen hul hare gefluister. Onmoontlik. Abby het van naby toegekyk, gereed om in te gryp indien nodig, maar ruimte gelaat vir die gesinsoomlik. Tannie Marie was langs haar en het van vreugde gehuil. Die mediese span is gebel en was besig om alles woes te dokumenteer. Hoe het Adriaan gevra en deur trane na Abby gekyk. Die dokters het gesê die verlamming was fisies en sielkundig, het de Malan voltooi en nader gekom. En blykbaar was albei omkeerbaar met gepaste behandeling, onvoorwaardelike liefde, en sy het na Abby gekyk, konstante teenwoordigheid. Dit is buitengewoon. Ek sal jare lank artikels oor hierdie geval skryf. Maar Adriaan het haar skaars gehoor. Hy was verdiep in sy seuns, hierdie wonderbaarlike seuns wat teen onmoontlikhede geveg en gewen het. Daardie aand, nadat die seuns in die bed gesit is, uitgeput, maar gelukkig, het Adriaan vir Abby in die biblioteek gevind. Sy het na die kinderboeke gekyk wat Helena versamel het, haar vingers wat saggies oor die getrek het. Sy sou dit geliefd het om dit te sien, het Adriaan gesê en die kamer binnegekom. Abby het verbaas omgedraai. Meneer de Villiers, ek het gedink jy het reeds gaan slaap. Adriaan, het hy haar reggestel. Ek dink dit is verby tyd vir formaliteite. Abby het liggies geglimlag. Adriaan, dan. Hy het nader gekom en op 'n respekvolle afstand gestop. Ek weet nie hoe om jou te bedank nie. Jy het my seuns gered. Jy het my gered. Hulle het hulself gered. Ek was net teenwoordig. Teenwoordigheid is alles, het Adriaan gesê en haar woorde van maande gelede herhaal. Ek het dit by jou geleer. 'n Gemaklike stilte het tussen hulle ingetree. Uiteindelik het Adriaan die moed bymekaar geskraap om te sê wat al weke lank in sy hart was. Abby, toe jy hier aangekom het, was ek dood van binne. Ek het gefunksioneer, maar nie gelewe nie. Jy het my gewys dat dit moontlik is om die verlede te eer terwyl jy die hede omhels. Dat dit moontlik is om pyn en hoop gelyktydig te voel. Dat dit moontlik is om aan te beweeg sonder om te vergeet. Adriaan. Ek vra niks nie, het hy haar vinnig onderbreek. Ek moet net hê jy moet weet dat jy baie vir my beteken. Vir ons almal. En dat as jy ooit wil weggaan, jou eie lewe wil bou, alhoewel dit my hart sal breek, sal ek verstaan. Abby het hom bestudeer met oë wat gelyk het of dit deur hom sien. Dink jy ek wil weggaan? Ek weet nie wat jy wil hê nie. Ek wil bly, het sy eenvoudig gesê. Nie uit verpligting of werk nie. Maar omdat hierdie huis my huis geword het. Hierdie seuns het my seuns geword. En sy het gehuiwer in seldsame kwesbaarheid wat oor haar gesig gekruis het. Jy het ook vir my belangrik geword. Adriaan se hart het geklop. Abby. Sy het 'n hand opgelig en hom gestop. Maar ek verstaan as dit ingewikkeld is. As ek net 'n herinnering is aan 'n moeilike tydperk wat jy liewer sou wou oorkom. Jy is nie 'n herinnering aan pyn nie, het Adriaan gesê en nader gekom. Jy is 'n herinnering aan genesing. Aan hoop. Aan moontlikheid. Hy het haar hande geneem, eeltig en sterk, hande wat sy seuns met oneindige teerheid versorg het. Dit is te gou, het hy erken. Te ingewikkeld. Maar ek wil probeer. As jy bereid is. Abby het geglimlag, trane wat in haar oë geblink het. Ek is, het sy gefluister. Adriaan het haar in 'n drukkie getrek, eenvoudig en gerusstellend. Dit was nog nie romanties nie, nie heeltemal nie. Maar dit was 'n begin. 'n Erkenning dat iets tussen hulle gegroei het, iets gebou op 'n fondament van gedeelde ervaring, wederwysige respek en liefde vir dieselfde buitengewone seuns.
Die volgende maande het meer veranderinge gebring. Adriaan het 'n stigting ter nagedagtenis aan Helena begin, gefokus op die verskaffing van mediese sorg en emosionele ondersteuning vir gesinne wat met kindertrauma te doen het. Die stigting se eerste inisiatief was om Abby as hoofkonsultant aan te stel en haar ervaring te gebruik om ander versorgers op te lei in die benadering van teenwoordigheid in plaas van rigiede protokolle. Lukas en Marcus het aanhou verbeter. Hulle het kleuterskool begin, vriende gemaak en normale kinderlewens gelei. Ja, hulle het steeds gereelde fisioterapie gehad. Ja, daar was steeds moeilike dae waar die trauma weer kop uitgesteek het. Maar dit was nou uitsonderings, nie die reël nie. Adriaan het geleer om sy werk met gesinslewe te balanseer. Marius het meer operasionele verantwoordelikhede oorgeneem, wat Adriaan toegelaat het om meer teenwoordig te wees. En stadig geleidelik het die huis in Constantia weer 'n tuiste geword. Abby het nooit weer haar tas gepak nie. Sy het gebly nie meer in die aangrensende personeelkamer nie, maar uiteindelik, toe almal gereed was, in haar eie kamer nader aan die gesin. Haar teenwoordigheid was so natuurlik soos die lig, noodsaaklik en onvervangbaar. 'n Jaar na haar aankoms, op 'n sonnige Saterdag, het die gesin iets gedoen wat Adriaan sedert die ongeluk vermy het. Hulle het die see besoek. Nie Knysna nie. Dit sou te gou wees, miskien sou dit altyd wees. Maar 'n stil strand aan die Weskus, waar Helena nooit was nie, waar daar geen pynlike herinneringe was wat net gewag het om weer op te duik nie. Lukas en Marcus het op die sand gehardloop, hul tree nou stewig en selfversekerd. Hulle het gelag terwyl die golwe hul voete nat gemaak het. Adriaan het hulle dopgehou, Abby aan sy sy, en vir die eerste keer sedert die tragedie kon hy na die oseaan kyk en nie net verlies sien nie, maar ook skoonheid. Dankie, het hy saggies gesê en Abby se hand geneem. Sy het haar vingers in syne gevleg. Vir wat? Omdat jy my geleer het dat teenwoordigheid genees. Dat liefde nie eindig is nie. Dat dit moontlik is om die verlede te eer terwyl jy 'n toekoms bou. Abby het geglimlag en haar kop op sy skouer geleun. Jy het my ook geleer dat ek nie almal kan red nie, maar ek kan teenwoordig wees vir die wat my pad kruis. En soms is dit genoeg. Lukas en Marcus het na hulle gehardloop, sand wat oral vasgesit het, breë glimlagte op hul gesigte. Pa, Abby, kom speel, het hulle geskree. Adriaan het na Abby gekyk, 'n stille vraag in sy oë. Sy het geknik en geglimlag. En toe, vir die eerste keer in 'n lang tyd, het Adriaan homself toegelaat om eenvoudig te speel. Hy het nie aan die verlede gedink nie. Hy het hom nie oor die toekoms bekommer nie. Hy het net in daardie huidige oomblik bestaan met sy seuns en die vrou wat hulle almal gered het, deur eenvoudig te besluit om te bly toe almal anders weg is. Die son het begin sak en die lig met skakerings van oranje en pink geverf. Die gesin het terug na die motor gestap, uitgeput maar gelukkig. Lukas en Marcus het op die agtersitplek aan die slaap geraak tydens die terugrit, hul koppe teen mekaar geleun. Adriaan het bestuur, een hand op die stuurwiel, die ander wat Abby se vasgehou het. Hy het in die terspieël na sy slapende seuns gekyk en 'n diep, oorweldigende dankbaarheid gevoel. Die lewe was nie perfek nie. Die trauma het nie heeltemal verdwyn nie. Die pyn om Helena te verloor sou nooit heeltemal weggaan nie. Maar hulle het geleer om daardie pyn te dra terwyl hulle steeds voluit geleef het. Hulle het geleer dat genesing nie beteken om te vergeet nie, maar om die verlies te integreer in wie jy word. En hulle het bo alles geleer dat genade soms nie in dramatiese of wonderbaarlike vorms kom nie. Soms kom dit stil in 'n vrou met 'n verslete tas en eeltige hande wat eenvoudig besluit om te bly. En deur te bly verander sy die onmoontlike in werklikheid, die wanhoop in hoop en 'n spookhuis in 'n lewende tuiste. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Adriaan, Lukas, Marcus en Abby het julle harte diep geraak. Hierdie reis van pyn, genesing en liefde herinner ons daaraan dat autentieke teenwoordigheid lewens kan transformeer op maniere wat protokolle en tegnieke nooit sal kan regkry nie. As hierdie storie met julle geresoneer het, los julle like en teken in op ons kanaal vir meer verhale wat die kompleksiteit en skoonheid van die menslike ervaring verken. Elke dag bring ons unieke stories wat veerkragtigheid, liefde en die buitengewone vermoë van die menslike gees om selfs in die mees onmoontlike omstandighede te genees. 4. Deel julle refleksies in die kommentaar hieronder, julle eie stories van genesing, of vertel ons bloot wat julle gevoel het.
Elke kommentaar, elke like, elke intekening motiveer ons om aan te hou om hierdie verhale te bring wat ons herinner aan ons gedeelde menslikheid. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien daarna uit om julle weer te ontmoet in nog 'n opwindende storie. Tot binnekort.